Welkom terug. Anita het 'n heerlike kuier gehad saam met Ouboet Chef Ouboet soos hulle hom ken hier in Paternoster. Kom ons gaan kyk wat hy te sê gehad oor seekombuis. Goeiemôre julle inwoners. Ons kuier heerlik hier in die koelkamers vandag en ek gesels met iemand wat se naam my baie na in die hart lê. Boeta. Hallo Anita, Hoe gaan dit met jou? goed en jy? Kan nie kla nie. Boeta is nie net Boeta nie. Boeta is Chef Boeta. Vertel vir my van seekombuis en Chef Boeta. So my maale het seekombuis begin uit 'n idee uit in 2011. En dit is nou al 14 jaar. Hulle het dit basies uit niks uit begin nie. Ons het dit was net onbewerkte land. En dit het begin met een tafeltjie, 'n buitekombuis met potte en tot waar dit vandag is. En dit is maar al, jy weet, ambag wat ek ooit gehad het toe ek skool klaar gemaak het. Ek was nie goed met wiskunde en daai tipe goed nie. So ek kon nie die dokter ding en daai goed doen nie. Maar ek het gehou van kos maak. So toe het ek daarin, jy weet, myself bevind en dit is wat ek doen. Dit is wie ek is. Ja. Nou daar's 'n woord wat hulle gebruik hier op die Weskus, self-taught. Jy het nie net die ding gedoen nie, jy het gaan studeer ook om 'n chef te wees. Ja, ek het 'n beurs gewen inteendeel. Ek was eintlik teen my sin in 'n kompetisie ingeskryf op skool deur my huis. Ja, tussen my huishoudkunde onderwyseres en ek het huiskunde gekies omdat dit min genoeg leerwerk is. Nou hoef ek nie te hard te werk in matriek nie. So tussen sy en my ma het hulle my in die ding ingeboender. En toe wen ek die ding en toe kry ek 'n beurs en toe sê ek van okay, ek moet seker nou maar leer kos maak. Ja. En toe het ek gaan leer by Sewenwacht en ek het daar my diploma gekry. En van daar af net aangegaan en ek was onder die vlerk van ouens soos Bertus Basson al. Wow, En jy weet en dit was maar net my journey gewees, maar baie rondgevlieg tussen plekke om my voete te vind, maar baie ondervinding opgedoen. Ek was nooit betrokke by die familierestaurant nie tot my ma toe besluit hulle wil aftree en na 15 jaar toe erf ek hierdie pragtige, lieflike, fantastiese seekombuis hier aan die Weskus. Jy het dit mooi uitgestel, ja. Soos julle weet, is seekombuis dan vir my gunsteling. Hoekom? Want niemand hoef vloere skoon te maak nie. Vertel gou vir ons, hoe het jou ma aan die idee gekom om bakkies te gebruik, in tafels in te sit met 'n sambreel en hier eet ons heerlik op die stoep want die see is so ver as 'n klip gooi van ons af. Ek dink ek word nou 'n korreksie, maar as ek het verstaan het hulle het al begin en dit was by 'n ou kreeffabriek wat daar naby is. Ons sien die gebou langs ons. Ja. En van die eerste tafel daar was, verstaan ek die bakkies het daar gelê onderste bo, stikkend en verwerpe en toe het hulle basies net my stiefpa wat nou vandag nie meer by ons is nie, het ek dink een van hulle omgedop en besluit ek gaan die ding begrawe en ek gaan 'n tafeltjie in hom in sit en 'n sambreel. En dit is toe hoe dit gebeur het. So oor die tyd het ons maar die bakkies begin by mekaar maak en maar met locals, want ons het net locals wat vir ons werk. So en almal se mans wat op die see werk het altyd 'n connection met 'n bakkie. So ek dink so oor die tyd het die bakkies maar jy weet by mekaar gekom en jy weet hierdie jaar toe my stiefpa wat die mastermind wil ek sê amper agter seekombuis is oorlede die 2 Januarie, toe het ek myself 2 nuwe bakkies geplant. So dit is 'n inisiatief en dit is amazing. Dit is 'n challenge om dit te onderhou. Jy moet maar eenmal 'n jaar 'n bietjie paint en die mense sit hulle stukke in, so jy moet dis altyd maintenance, maar dit is 'n ongelooflike aantrekkingskrag vir die mense en
Ja, en dis by die see op 'n bootjie. Dis by die see, jy kan nie nader nie. Nee, Ja. nee, dis pretty much dit. Sê vir my, wat is julle spesialiteit? Wat bestel ons wat nou daar kom eet die meeste by julle? So ons is 'n seekosrestaurant en ons spesialiseer nie net in seekos nie. Ek het 'n paar burgertjies op en ek pride om te sê ek het van die beste ribs. Ek dink ons vis is altyd vars. Ons kry vis van seehawes af. Ek het 'n meisiekind wat daar my bel. Dit kom vars van die bote af. Ons vlek en vul dit alles by ons. Oh, nee. So dit is net anders om vars vis te koop Ja. as om gevriesde vis te koop. So eenvoudig soos wat dit is ons hake and chips, een van ons hake and chips, ons hake and calamari van ons beste. Want die groot ding is ook dis nie jy eet nie net deeg nie. Ja. Die vis is geseason en net gedompel in meel en gefraai. So dit is eenvoudig en jy doen die vis justice. Ja. Hulle sê altyd in kos dat moenie die Here van iets af wegvat nie. So as jy lam eet, moet jy lam eet. Jy moenie te veel ander goed op Ja. eet nie. En dis wat by ons gebeur met die vis en die goed. Dit is eenvoudig. Dis comfort food. Dit is die porsies is billik. En jy weet, dit gaan oor familie wat bymekaar kom. So dit is familie-styl comfort dining. Ja, ek wil nou net gepraat Ja. het oor die familie ding, jy weet. So families kan gemaklik kom kuier, Ja. lekker eet sonder enige storieetjies. Yes. Dit is pragtig. Jy kan foto's neem. Jy kan actually doen wat jy wil by die seekombuis. Jy kan regtig net jouself wees daar. Ons welkom almal om te kom met hulle families, honde, alles is welkom solank hulle op 'n leash is. Ja. Ons was in die ou jare, was dit baie pubby en wat ook al. Ons is nie meer in die aande oop nie, want familie het preference gekry. Dit is een van ons geloofswaardes ook daar. Omdat ons almal, my vrou is betrokke, my meisiekind is betrokke, ons is almal daar elke dag. So ons adverteer dit. My staf is al van hulle 12 jaar, van hulle 8 jaar, 6 jaar by ons. So ons is een groot familie. Ja. En ons koester dit elke dag soveel as wat ons kan. Ons soos ek sê, ek het net die locals wat vir my werk. So ek koester hulle ook. Jy weet, hou hulle veilig en maak seker daar's 'n kosie op die tafel elke aand. Want dis op die einde van die dag hoekom ons doen wat ons doen, is om na mekaar te kyk. Ja, en ons gee terug vir ons gemeenskap. En ons gee terug vir ons gemeenskap en dit kom terug na 'n mens toe. Alles gaan nie altyd oor geld, dit gaan ook oor mense. Okay. Baie dankie dat jy gekom het en ons gaan definitief bietjie by jou kom kuier môre. Baie dankie. Nou ja, julle, dit was nou 'n lekker kuier en ek sal vir julle sê ek is nou lekker honger. Julle moet mooi loop en ons sien vir julle later.